Ek wil vir jou vanoggend sê dat die skoonheid van die wêreld kan nie opweeg teen die skoonheid wat daar in Jesus Christus ons verlosser is nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou op hierdie Woensdagmôre. Ek vertrou dit gaan met jou goed. Ek wil met jou gesels vanmôre oor die tuinier se dogtertjie. Maar eers wil ek gou vir jou lees Matteus 6 vers 20, waar Jesus sê, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Jy weet, daar word vertel van die koningin van Prúsia. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Nou, dit het te maak met die Europese geskiedenis, as jy so 'n bietjie daaroor wil nalees. Maar hierdie koningin, haar naam was Elisabeth Christina, wat met haar tuinier se dogter eendag gesels het en sy so verbaas was oor hierdie dogtertjie se wysheid en die sagtheid. En 'n tydjie later toe die koningin met haar dames, jy weet soos wat hulle mos maar maak wat ons hom aan die fliek sien, gaan sit het om tee te geniet, toe besluit sy om die tuinier se dogtertjie te nooi na die tee en dan langs haar te laat sit. En die koningin was baie nuuskierig om te hoor wat die dogtertjie van al haar weelde en die staanders van goud en silwer sou sê. En die dogtertjie het alles met stilte en 'n verbasing aangekyk. Later het sy haar hande gevou en met 'n duidelike, helder stem gesê, Jesus, u bloed en geregtigheid is my skoonheid en heerlike kleed. Daar word vertel dat die dames baie diep geraak was deur hierdie dogtertjie se reaksie en gesê dat hoe ver voor ons is hierdie dogtertjie nie. Jy weet, hierdie dogtertjie se ouerhuis het haar geleer van iemand wat meer waardevol is as al die rykdom van die wêreld. Ons sê baie keer vir mekaar, ag, was ek maar ryk of kan ek nie maar ook die lotto wen nie, dan kan ek ook die dinge wat die wêreld bied besit en aanskou en geniet. Want niemand wil arm wees nie, soos die een ou mos eendag gesê het, ek huil eerder in 'n Mercedes as wat ek op 'n bicycle huil. Maar die dinge van die wêreld en wat die wêreld bied is tydelik en van verbygaande aard, soos wat Jesus sê. Jesus sê in ons skrif dat die wêreldse dinge word verteer en van ons onregverdiglik baie keer weggeneem, dat hy praat van die diewe. Maar dit is die wil van God dat ons aan die onverganklike sal vashou, Jesus Christus en sy koninkryk. En ek vra jou sommer ook, jy weet nou dat ons praat oor 'n dogtertjie, hoe maak jy jou kinders groot? Maak jy hulle wêrelds groot of maak jy hulle groot met 'n begrip van hemelse weelde? Maak ons kinders groot om te streef na aardse sukses, aardse weelde, aardse geluk, of bring ons ook die balans van die hemel in? Jy weet, Jesus sê in Matteus 6 vers 33, en hierdie is goed wat ons ken. Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal die aardse dinge outomaties hulle regte plek in jou lewe kry, my vertaling. Maar dit word geleer en dit moet geleef word. Ek was al by baie mooi kinders van die Here en ek het dit al voorheen gesê. En volgens baie is hulle aards behoeftige mense, maar as jy daar is, dan beleef jy 'n vrede en as jy weggaan, dan voel jy vol en jy voel verkoop. En die beste van alles is, ek hoor hulle nie murmureer oor wat hulle nie het of nie kon bereik nie. Ek beleef wel 'n tevredenheid, 'n vergenoegdheid, en ek ervaar weelde, 'n ander se weelde, 'n hemelse weelde. Jy weet, ons sing 'n ou koortjie wat sê, te wees soos Jesus, ek verlang om te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang om te wees soos hy. Is dit nie wat die koningin van die tuinier se dogtertjie gesê het nie? Kind van die Here, as ons maar so hemels ingesteld kan wees, dat wanneer ons die weelde van die aardse sien, om te kan besef hoeveel weelderig ons in die gees lewe deur Jesus Christus. Here, as ons maar u skoonheid en rykdom kan aanskou in 'n wêreld
wat eendag in vlamme sal verbygaan. Amen.